Kom, ons praat saam oor sending. Gemeentes doen sending. Julle kan so lank sê, wat doen julle? Ek weet nou nie eintlik van julle iets nie. Praat maar, Johan. Richard, ek het laas jaar met julle kontak gemaak toe ek wou vertrek na Kisangani toe, toe breek die voertuig en toe gaan al my sendinggeld in die herstel van daai head gaskets in op daai V-engine. Maar nou met genade en met Chris Visser is ek nou weer op pad terug Kisangani toe. Ek het my ding verander. Ek het myself beroepbaar gestel nadat ek geordineer is om daar te dien. Nou dit is nou in proses en ek hoop om binne die volgende 2 weke te vertrek, maar dis Congo Rivier sending wat hulle in 2004 begin het. Goed. Sê net vir my, jy het nie 'n Land Rover gery nie. Nee, ek het die Hilux sleep gewoonlik die Land Rovers in, maar hierdie is nou 'n Prado. Hoe ek sien. Ja. So sal julle oorkom. Maar ten minste met die Land Rover sal hy nooit 'n probleem hê met olielekke of met roes of so iets nie. Ja, ek het nie 'n olielek probleem nie, maar ek sien vanoggend ek het op my bumper het ek roes. Regtig? Ja, want hy is mos nou nie aluminium nie. Ja, so ek moet 'n plannetjie maak daar. Ek het nou net so begin. So Jy wil mos by die see gaan bly. Ja, maar weet jy waar dink ek het daai roes is toe ons nou in Mosambiek was. Het ons op die strand gery en daai seesand skiet ons op. Ja, ek dink dit was geskied daar. Adrian, jy het net nou begin jouself voorstel en toe het ons nou eers opgehou. Sal jy weer begin en net vir Rikus op hoogte bring met wie jy is en waar ons inpas en so aan? Goed, ek sê maar weer, miskien kan ek dit in kort sê, ek is eintlik 'n ex-polisman, bedrogsspeler, tot 1996 en toe ek ons het vir 4 jaar het ons in Mosambiek gewerk in die Maputo provinsie en 2001 het ons 'n geleentheid gekry om in Pietersburg, Polokwane, was ek so vir 14 jaar was ek die sendingkommissie voorsitter en ons het klomp projekte gehad, Chinese gewerk tot hede vandag toe, so oor 14-15 jaar. Baie projekte gedoen, baie uitreike gedoen, soos ek gesê het, Tanzanië, Kenia, Zambië en Mosambiek. Maar in die afgelope 6 jaar het die Here ons geroep om voltyds ons aandag te vestig op die transportindustrie in Suid-Afrika. Ons sit met so 600,000 trokdrywers op Enatis geregistreer en daar is geen volhoubare bediening in Suid-Afrika wat hierdie industrie bedien nie. So ons strategie is, ons het 'n nuwensgewende maatskappy gevestig en die plan wat die Here vir ons op die tafel sit het, ons moet 'n netwerk reg oor Suid-Afrika vestig op ten minste 30 strategiese plekke om hierdie mense te bereik, want daar's regtig 'n groot behoefte daaraan. So ons het Southern Africa Truckers Ministry, SATM op die been gebring en dis waar ons aandag op die stadium voltyds is. Dis sommer net so in 'n neutedop. Dankie Chris. Wil jy iets byvoeg oor jouself en jou planne? Ek praat nou eintlik van Johan, ekskuus nou kyk ek na Adrian. Ek wil nou net sê. Ja, maar jy het nou klaar jou gepraat. Goed. Sorry. Ja, dankie Chris, ek het eintlik vir Richard 'n vraag vertel, maar Richard, ek was 'n vlootoffisier vir 20 jaar, toe 'n sleepboot-kaptein, toe bank en versekering, maar ek het al aan 95 'n sendingroeping ontvang. Nou ja, dit gaan oor daai bereik van geïsoleerde villages wat toe die Baptist Missionary Society onttrek het van die Kongo hier rondom 1925, dis nou van 1878 af, het hulle die plaaslike Baptiste kerk daar gevestig van die Kongo rivier. Maar omdat die ekonomie so sleg is, vind evangelisering nie sistematies plaas nie. So ek wil teruggaan en 'n voorlegging maak rondom evangelisering, kerkplanting, pastooropleiding en basiese landboukennis en dan saam met die plaaslike kerk. So dis 'n afronding. Ek bid vir die Here vir 3 jaar grasie om daai werk te gaan afrond daarso. Maar dis maar die storie.
Rikus, kan ek net, ek gaan nou nie myself voorstel, ek is maar sommer 'n has-been dominee wat nie weet wat om te doen nie, nou doen ek maar sending. En ek het hierdie twee manne ontmoet, ek sê saam met 'n paar ander ouens het ons sommer so, wat ons noem 'n broers wat saam bid groep begin, en ons bietjie gepraat oor die hele realiteit van sending, en die gebrek aan ondersteuning van sendelinge op hierdie stadium. Ek was vir baie jare 'n sendingmobiliseerder in hoofsaaklike NG Kerk, maar ook ander kerke, en ek het op 'n stadium oor die 400 gemeentes kerk kontakte gehad, wat almal op 'n manier iets gedoen het, betrokke was by 'n stuurproses ensovoorts. En my waarneming, dit is nou sedert 2011, wat ek nou nie meer so aktief binne die kerk is nie, afgetree het ek die waarneming dat daar 'n geweldige duik gekom in die hele ding van sending uitstuur, sending visie, sending betrokkenheid en allerlei ander bykomstige goed het dit oorgeneem. Die ouens doen baie goeie dinge deesdae, do good, gee kos, help hier, help daar, maar die wêreldevangelisasie visie, en dis ons passie, en dit het ek ook in daai blok wat ek vir jou gestuur het net gewys. Maar ek gaan nou vir jou vra, Riekert, om asseblief vir ons kommentaar te lewer op hierdie stelling, eerste plek, en dan my twee broers kan ook vra wat hulle verder met jou wil deel, maar ek sal dan ook wil hoor, jy het nou hierdie ervaring gehad van Afrika, jy kan miskien in 'n paar minute net weer deel ietsie daarvan. Ons het jou audio boodskapie gekry by Mega Voice, en ek sal dit by hierdie video byvoeg vir mense wat nou bietjie meer wil hoor, maar ek sal graag jou kommentaar wil hoor op my eerste stelling. Ek hoop, het ek ook daar vir jou geskryf, ek hoop ek is verkeerd, ek hoop, dis maar net omdat ek nie meer weet wat gaan aan in die kerk nie, dat daar regtig baie in die kerk gebeur, en dat daar werklik visie is, en so aan. Riekert, ek gee vir jou, asseblief. Goed, Chris, ek gaan nou moet my gedagtes baie mooi by mekaar kry, want hier's nou hier's 'n klomp goed. Ja. En die mens kan nou verstrengel raak in van dit, maar ek dink, dis miskien nie moeite werd dat ek net uit my persepsie of my waarneming 'n paar van hierdie goed net noem, en dan kan julle besluit of julle van daai goed wil hanteer, nee. En dan moet jy dan kan ons terugkom na jou stelling toe. So hier's my waarneming. Kom ek sê eers oor verlede jaar in Afrika. Ons doel, die hele doel met die Afrika kuier was dit. Dit was verskriklik lae profiel. En omdat dit so lae profiel was, het dit baie mense die mekaar gaan en verwar. En dit al klaar was 'n baie interessante ding om te sien. So kom ek sê vir julle wat was ons doel. Ons doel was, ons wil plaaslike predikante en sendelinge, ons het hulle so gehad 50-50%, daar was 78 kontakte, so 50 min of meer % van dit was plaaslike predikante, en die ander was sendelinge, meestal uit Suid-Afrika. So die doel was net om met hulle te gaan gesels oor Jesus. Ons wil praat oor Jesus, die sentraliteit van Jesus, die waarheid van Jesus, die majesteit van Jesus, die heerlikheid van Jesus. So, dit was al wat ons wou gedoen. So dit het al klare verwarring veroorsaak by klomp van hierdie mense, en ek gaan nou sê wat was my waarneming dan. Die verwarring was dat niemand wat uit Suid-Afrika uitkom en soveel geld spandeer en so ver ry, hulle kom gewoonlik met 'n agenda. En die agenda het te doen met, jy weet, ons gaan nou iets doen daar. Jy weet, ons gaan nou sê nou maar 'n reeks dienste hou, of ons gaan wat ook al ons nou gaan doen, hè. En dan het ons vir hulle gesê nee, ons wil niks van dit doen nie. Ons soek nie eers 'n preekgeleentheid. Ons wil net vir jou kom kyk. Ons wil jou ontmoet
Ons wil jou storie hoor en ons wil met jou praat oor Jesus. Dis al wat ons wil doen. En ek het dit seker, voordat ons vertrek het ek seker herhaal, ek dink daar was sê nog maar 5 geleenthede of 6, ek weet nie hoeveel nie, waar ek periodiek vir die ouens herinner het, luister, dit is ons agenda. Teen die tyd wat ons aankom by mense, is dit, hulle verstaan dit nie, en ek kon nie verstaan dat hulle dit nie verstaan nie, dit was my groot storie. Jy weet, wat is so moeilik daaraan? Jy weet, ek dink nou myself, iemand bel my uit Kenia en sê, hy en sy vrou wil net gou hier aankom, en hulle wil net, jy weet, my ontmoet en my storie hoor, en net so 'n bietjie, net fellowship rondom Jesus saam bid en ry. Ek sal net sê, hey, dis wonderlik, dit gebeur nooit, kom ons doen dit. Maar dit was heeltemal vreemd. Toe ons nou daar kom by hulle, toe verstaan ek hoekom. Daar was 2 dinge wat vir my uitgestaan het. Nommer 1, en dit was die hartseer deel. Hulle is al 2 hartseer, maar hierin was my die meeste. Nommer 1 is kerk gaan nie oor Jesus. En mense kan vir ure praat oor bedienings en strategieë en visies en natuurlik die alomteenwoordige finansies. Maar kan nie praat oor Jesus nie. Weet nie hoe om te praat oor Jesus. En in sommige gevalle nie eers belangstelling om te praat oor Jesus. Nou praat ons van kerkleiers. Ons praat van mense wat aan, jy weet, in verskillende, as 12 lande. So dit was die eerste ding. Eerste waarneming het ek net besef, maar dis vreemd. Nou dit was nie met almal so nie, nee, ek gaan nou oor die uitsonderings praat, maar dit was, ek sou sê, sonder om te probeer oordrywe, ek sou sê dit was dalk die meerderheid van die mense. Weet nie, hulle verstaan kerkbedryf en die industrie van die kerk, maar Jesus word so 'n soort van hanteer as 'n, ja natuurlik ken ons Jesus, jy weet, hy het 'n historiese plek en 'n rol gehad en so aan, jy weet, hy het gesterf en opgestaan en so aan, jy weet, dit is dit. Maar as jy nou gaan kyk, Chris, ek het nou so van die videoetjies oopgemaak wat jy my nou gestuur het. As jy begin praat oor wat is die rol van die kerk, wat is die doel van die kerk, wat was die plan van God van voor die grondlegging van die wêreld, dan begin jy ernstige probleme optel, omdat jy verstaan en sien dat Jesus is nie net 'n annotasie in God se plan nie, hy is God se plan. En alles gaan oor hom, net sodat hy in alles die eerste kan wees, of soos Paulus sal sê, hiervoor het hy gesterf en opgestaan, sodat hy die Here kan wees oor die lewendes en die dooies. En daai bewustheid, net daai verskriklike belangrike fokuspunt, is nommer 1 afwesig by baie. Nommer 1. So die tweede waarneming wat ons gehad het is, die meeste mense stel belang om te praat oor bediening, en die rede daarvoor is omdat agter die gesprekke oor bediening kom die gesprek oor geld. En dit was 'n groot saak. Omdat ek en my vrou, ons is wit en ons kom uit Suid-Afrika en weet, dit is gelyk aan 'n dollar teken. Net so. So ek sal byvoorbeeld by 'n baie prominente predikant sit wat hoë aansien het onder ons kollegas in Suid-Afrika, en dan wil ek 'n gesprek begin oor Jesus. Kom ons praat oor Jesus. Kom ons praat oor die heerlikheid van Jesus, nê? En dan toon hy 0 belangstelling. En dan draai hy die gesprek elke keer na hulle projekte en hulle bedienings, want hy wil uitkom by die plek waar hy sê hy het nie die fondse om al hierdie fantastiese bedienings en projekte te dryf nie, want hy weet die een ding wat 'n Suid-Afrikaner, en veral 'n blanke Suid-Afrikaner se koppie aan die gang sit, is jy
jy moet doelstellings hê en jy moet projekte hê wat bereik kan word, want hulle moet kan teruggaan na waar hulle vandaan kom en sê net, kyk hoe fantasties bereik ons Afrika. So hulle het daai opgetel en hulle praat daai taal. En dan sit ek en Pippa sit daar en ek is stom verbaas. En dit is 'n taamlike plek om te kom. So dit was twee van ons goed. Dan het ons gehad. En dit was ongelukkig in die absolute minderheid. Waar jy by mense gekom het en jy noem net Jesus. Jy begin net praat oor die heerlikheid van Jesus en dat hy die geliefde van God is. En daai mense se oë helder op. En daar kom 'n, kom ons gebruik die woord 'n fellowship. Nee, daar kom 'n fellowship uit daai saamwees daar wat as jy daar wegry, dan dink jy, joh, dit was besonder. Jesus was in ons midde. Hy was hier. Dit was in die minderheid. By verre in die minderheid. Nou, die interessante ding is, daai mense wat so reageer en by wie ons daai gesprekke waar jy kan voel, maar my hart, daai ou se hart, alhoewel ons mekaar glad nie ken nie, kom net by mekaar oor die heerlikheid van die Seun, die heerlikheid van Christus. En die oomblik wat ons dit oplig, wat ek al verskilletjies daar tussen ons twee is net nie relevant nie. Maar daar's 'n, kom ons sê nou die woord energie, nee, daar's 'n teenwoordigheid, daar's 'n iets daar. En daai mense, nee, net vir interessantheid, daai mense, as ons nou moet evalueer en gegeewe dat dit nou 'n baie gebrekkige evaluasie in elk geval gaan wees, want ons evalueer net wat ons kan sien, hè. Maar daai mense se bediening is ook by verre die mees effektiefste. So dit, en nou, ek praat nou van mense, sê nou maar soos in Cabo Delgado, in die noorde van Mosambiek, het ons daar 'n blanke sendeling gekry, Andrei Swarts. En ek dink sy vrou is Sonel. Hulle werk vir, nou vir julle sê, hulle werk vir, man, wat is daai mense, hulle leer swart predikante hermeneutiek en eksegese, Veritas. Ken julle vir Veritas? Ons ken. Mooi werk. Ja, Andrei, ja, nou Andrei, jy weet, Andrei is gemerk deur Al-Shabaab, byvoorbeeld. Hulle het hom al gebel, en hulle het al vir boodskappe gestuur en gesê, ons soek jou, ons gaan jou doodmaak. So daai twee mense werk daar met volle wete wat dit hulle sal kos. Hulle weet dit. Hulle praat ook vlot Portugees, maar ek onthou, ons sit in Pemba, nee, ja, in die noorde. En ons praat met Andrei, nou dis nou een voorbeeld, nee, en ek onthou net die lieflikheid van die saamwees daar, was nie omdat ons 'n gemeenskaplike belangstelling gehad. Jy weet, ons is al twee, sê nou maar scuba duikers, of al twee sendelinge, of so nie. Die lieflikheid van die saamwees daar, was oor, in al twee van ons harte brand, die heerlikheid en waarheid van Christus Jesus, as die absolute fokus van God. En wat dit gemaak het met ons saamwees, daar was net, dit is bonatuurlik. Jy kan dit nie op 'n ander manier beskryf. So ons het dit nog gekry, maar dit was baie skaars. So daar was nog lande en nog mense by wie ons het gekry het. Ek dink nou aan 'n Malawiese predikant wat in die noorde van Zimbabwe werk, daar het ons dit ook gekry. En dan nog so een of twee of so kere, hoe meer noord ons gegaan het, tot net onder die Suid-Sudanese grens. So daai twee goed, skus, ek gaan nou ophou, maar daai twee goed het ons harte geswaai en geweldig baie, jy weet, maniere, ek praat ook van my en Pippa, om te verstaan, jy weet, as daar goed verkeerd loop, waar loop dit verkeerd? Baie Ek wil dankie. julle kans gee om te reageer. Ek wil graag hê, ek het net gesê, ek gaan jou audio gesprek by daardie breakfast by Mega Voice deel. Ek het daar een storieetjie van jou geweldig geniet, oor die man wat daar vir julle staan en kyk het, en toe met 'n boodskap,
na julle gekom het, wil jy nie dit vertel nie? Ja, dit was een van daai oomblikke waar jy net weet, maar die Here praat nou met jou. Jy weet, ons het gebid saam met 'n sendeling in Zimbabwe. 'n vrou, sy het haar man 'n paar maande voor dit aan 'n hartaanval verloor. En nou sy alleen, sy werk nou alleen daar met twee tienerkinders. En ons het haar gaan kuier en toe nou 'n bietjie saam met haar gebid het by 'n koffiewinkel, en daar was 'n sekuriteitswag wat my so dopgehou het, soos ek nou terug weet na my kar toe kom. Nou my kar lyk mos nou soos 'n ou wat overland, weet so. En hy kom toe na my toe en hy vra, waar kom ek vandaan? En ek sê Suid-Afrika. Hy sê, my wêreld, so praat hy nou met my. En hy sê, maar wat doen julle hier? En ek sê, ons kuier vir sendelinge, om hulle te bemoedig en so aan. Hy sê, ja, want ek het nou daar onder daai boom gesit, toe het ek nou vir jou so dopgehou. En toe sê die Here vir my, ek moet vir jou sê, dat hy sal jou beskerm. Hy is met jou. Nou, dit was vir my baie random, nee, hierdie ou. Hy kom net so daar, stap hy aan. Ek sê, maar wie is jy? Is jy, want ek is nog nie seker van wat die Here praat hy ook nou. Nee, mens moet mooi kwalifiseer. Want ek het al gehad dat 'n Hindoe vir my vertel van God, en dan hoor ek later hy sê Hindoe. Hy sê toe nie, hy is 'n moslim wat tot bekering gekom het, na Jesus toe gekom het, tot geloof in Christus gekom het. En hy is van die Yao mense. Nou die van julle wat in Malawi al was en weg dalk gewerk het, verstaan. En hy is nou ingeneem deur 'n Zimbabwese familie wat hom disipel. En hy is by die Here Jesus. En ek staan met hom praat het 'n bietjie en daai man, maar dit was opvallend. Jy weet, wat nou dink ek die prys wat daai ou betaal het. Daai ou kan nie teruggaan na sy familie nie, hulle kan hom selfs doodmaak. Maar die prys wat hy betaal het, is 'n weerspieëling van die erns wat in sy hart aan die gang. So dit was vir my 'n besondere ontmoeting met daai ou. Ons het vir hom toe 'n audio Bybel gegee in sy taal waar hy vandaan gekom het. Maar dit was net so vir my 'n wonderlike bevestiging, jy weet, vir my vrou en my, om te sê, Jesus sê, ek is die Here van hierdie uitreik, en ek is in beheer, en ek is by julle. So dit was kosbaar. So, ja, dit is regtig iets om te onthou. Baie dankie. Johan, die vloer is joune. As jy ietsie te vra of te sê het. Ja, dankie, Rickert. Ons het laas jaar toe ons bietjie gekommunikeer daar op die pad, toe jy my so 'n paar dinge vertel het, en daai app van vertel het, wat jy op jou foon kan sit, en wat jy nou vir jou alarm kan sien, waar is die naaste plek as jy nou slaapplek soek of iets. Dit het ek toe nou gedoen. Rickert, die liefdessaak in Jesus, ek het op my kar se deure, die kar wat 'n besigheidsman beskikbaar gemaak het ek 'n embleem van die kruis met die gesig van Jesus in die doringkroon, juis om daardie gesprek by grensposte en padblokkades en by pastore dadelik in daardie rigting te neem. Die uitdaging wat ek beleef in die Kongo is geweldig gestruktureerd, ongelukkig vir verkeerde redes. Jy weet, alles is georden en wel georden in 'n burgerlike regeringstoestemming sin, maar hulle kom nie by daai villages uit nie. So die storie van Jesus het die hoofman en half my gesê, is nie verkondig in hulle leeftyd nie. So hoe doen 'n ou dit nou? Wat se proses moet jy aan die gang sit om op te volg? Want is nou amper 100 jaar sedert die Baptiste, die BMS, Baptist Missionary Society, onttrek het, en daarom het ek die vraag op WhatsApp gevra, maar jy het moontlik daarby uitgekom, en ek verstaan dit, so kan weer daarby uitkom. Het ek die vraag gevra is, wat is jou indruk van, en ek dink Chris vra dit ook, wat is die effektiwiteit en die momentum van die kerk in die sin van die liggaam van Christus, want ek beleef twee dinge.
of ons sit en gesels oor Jesus, en dit is wonderlik, maar daar gebeur niks verder nie, die oorlog bekruip ons, die verval bekruip ons, die armoede verkruip ons, of die kerk raak so gestruktureerd in sy meganismes, dat Jesus nie daarbij betrokke is nie, so ek wil nog glad nie maak of ek die antwoord nie, ek moet die waarheid vir julle manne sê, dat vandat ek nou Sondag, na die nagmaal nou uitgestuur is deur die N-gemeente Wonderom Suid, voel ek nou amper regtig baie klein, en amper half onseker oor die taak voor my, maar het gaan vir oor die effektiwiteit van die evangelie. Is die gesprekke om oor Jesus te sit en praat, die enigste oplossing? Of is dit nou noodgewende so, dat as die kerk nou kom by struktuur en projekte en geld, dat Jesus uit die bus uitval, maar dis iets wat ek moet regkry in my kop en in my oordrag. As ek die plaaslike kerk in Kisangani wil oortuig, want die pastore sê vir my, hulle sê nie, hulle gaan nie aan die bos nie, is te ver, is te vuil, is te veel goggas, krokodille en likewane, hulle gaan nie so doen. So ek staan voor 'n bietjie van uitdaging, hoewel ek nou 10 jaar ondervinding in die Kongo het, want ons het 'n ander vriend wat nou nie hier is nie, hy sê, hy wil baie seker maak, hy loop presies soos God wil hy moet loop. Ek voel op die oomblik 'n bietjie onseker hoe ek moet loop. Maar ek sê nou maar wat in my hart is, ek het eintlik op hierdie stadium nie heeltemal 'n antwoord nie. Goed, kom ek probeer dit antwoord wat jy sê, maar ek gaan nou persoonlik vir jou antwoord. Nee, kan ek dit doen? Ja, asseblief. So ek gaan dit wat in ons harte nou aan die gang is, gaan ek nou so 'n bietjie projekteer op jou, net ter wille van effek, maar dat jy kan hoor wat dit eintlik is. Dit is die ontdekking, ekskuus, ek moet nou reg net so oomblikie pas. Papa, daar's iemand by die hek. Dankie, ekskuus julle. Ek vra nou in Mosambiek vir die klomp mense wat daar by mekaar is, by 'n klein sendingstasietjie daar, wat is belangriker as om disippels te maak? Wat 'n goeie vraag is, né? Dit word gesien as die groot opdrag, maar is dit die grootste opdrag? So ons kan praat oor, jy weet, baie praat oor dit en baie konferensies daaroor hê, maar daar is 'n ver groter opdrag in die Bybel as om disippels te maak. En dit is die opdrag om 'n disipel te wees. Jy kan nie disippels maak as jy self nie 'n disipel van Jesus is nie, as jy nie weet wat dit beteken nie. Nee, dis die ontdekking. En of ons nou wil of nie, maar ons idee en begrip van wat disipelskap is, wat dit beteken om Jesus te volg, projekteer ons wetend of onwetend op die mense vir wie ons bedien. En daar begin die probleem. As ons nou moet, kom ons sê 'n lelike woord, kom ons praat van die kerkbedryf. Die kerkbedryf is 'n magtige bedryf en kan aan die gang gesit word deur mense met gawes en persoonlikhede en geld agter hulle. En ons kan programme loods en jy weet, klomp mense betrek en jy weet, kospakkies en allerlei goed doen. Ons doen dit, jy weet, met soos wat ons dit kan doen. En dit maak vir indrukwekkende nuusbriewe en indrukwekkende terugvoer na gemeentes en fotos en vlae in die voorportaal en wat ook al alles. Dit beteken glad nie, ons is met Jesus besig. Al praat ons van Jesus, al bid ons in sy naam, dit beteken nie ons is met Jesus besig, beteken nie ek is 'n disipel van Jesus, ek staan onder die gesag van Jesus en ek as disipel doen wat hy sê nie. Nou, as ek nie een is nie, hoe op dese aarde wil ek die groot opdrag gaan volvoer? Want wat nou gebeur is, nou sê ons vir mense, niemand sê dit so nie, maar dis die indruk wat kom. As jy 'n disipel van Jesus wil wees, beteken dit jy moet baptis wees
of jy moet 'n NGO wees, of 'n charismaat, of jy moet onder hierdie vaandel van hierdie bediening staan. Dit kry jy verskriklik baie. As jy vir mense vra as hulle Christen is, sê hulle, nee, hulle is Katoliek, of nee, hulle is Assemblies. Praat met hulle bietjie oor Jesus en wat dit beteken, wat beteken dit om Jesus te volg? Niemand weet nie. Maar wat hulle weet is, hulle is by die Presbyterian kerk. Hulle is daar en hulle spring net deur sulke hoepels, wat ook al die pastoor daarvoor sê. Nou, dis die disipelskap. Jy sien, nou, dit is hoekom daar 'n sê-woord gekom het, wat sê, in Engels hoor ek die Amerikaners praat van, Christianity is a mile wide in Africa and an inch deep. Nou, dit begin by my. Ek vertel hulle dalk 'n klomp Christelikhede. Ek vertel hulle 'n sisteem, ek bring hulle onder 'n sekere vaandel, ek groepeer en organiseer hulle in 'n bepaalde manier, met fondse wat daarmee saamgaan. Beteken nie, hulle is disippels van Jesus. Hulle mag dalk deur my hoepel spring, en doen wat ek sê, want dit het bepaalde voordele, maar dit beteken nie, hulle is disippels nie. En jy weet, dit is so 'n ding, die gevaar van wat ek nou vir jou vertel, is dat 'n mens sal sê, ja, maar natuurlik, jy weet, natuurlik, ons almal weet dit, maar dis die probleem. Ons doen nou hierdie IFJJs. Nou, ek wil net gou iets sê van dit. Dit staan vir In the Footsteps of Jesus Journey. So ons kry 10 mense op 'n slag, hier by ons huis, vir 7 dae. Ons het nou al, ek dink 9 gehad, ek het nog 5 oor hierdie jaar. En wat opvallend is, elke liewe keer, is wanneer ons oor die basiese goedjies begin praat, basiese goed, dan gee almal die indruk, hulle weet wat dit is, want ons is kerkmense, jy weet, ons kom dan nou al 'n eind aan, jy weet, ons is eintlik nou hier vir die meer gevorderde goed, en dan as jy deur die basiese goedjies gaan, dan val almal se bodems, die meeste mense, se bodems val uit, hulle vat hulle Bybel, so fisies, so, sê maar, ek kan nie glo, dit staan hier nie. Dis die eerste keer dat ek dit lees, maar dit is nie, hy sit al onderstreep daar. Maar mense, dis die probleem. Dis baie makliker om 'n sendingorganisasie te dryf, of 'n kerk te bedryf. Baie makliker. Jy weet, daar's net 5 of 7 beginsels wat jy moet toepas, en jy kan 'n roaring organisasie aan die gang sit. Dit beteken nie, hulle is disippels van Jesus. My verstaan was, dat Jesus het nie al hierdie ander goed met die disippels bespreek nie. Hy gee vir hulle 'n wêreldopdrag, en hy gee vir hulle net 2 dinge, net 2. Altyd vir my so, net 2, die hele agenda, die hele opleidingsmodel van Jesus teenoor hierdie mense, behels net 2 dinge. En die 2 dinge kry in Matteus 17, op die berg van verheerliking, toe die Vader sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, en dan nommer 2, luister nou. En ek besef, ek kom nou ook al soos julle jare in die bediening aan, en ek gaan nou maar vir julle sê, ek weet nie of julle sal saamstem of nie, maar ek weet dit eerstens. Dis heeltemal moontlik om 'n predikant te wees van 'n gemeente vir jare, en jy luister nie na Jesus nie. Jy bedien nie vanuit Jesus nie. Ja, goed, jy bid, en ja, jy het jou hermeneutiek en eksegese mooi uitgestryk en alles reg, jou preke gemaak, en jy teken nie, jy staan onder die gesag van Jesus. En ek weet dit is 'n feit. En so nou, as jy nie die saak gaan praat waar jy begin, en jy maak dit persoonlik, soos ek, Riekert. Die groot vraag, Riekert, ek vra nie, is jy 'n goeie kerkou nie, en 'n goeie dominee nie. Die vraag is jy 'n disipel van Jesus? En die meeste ouens ontdek 2 dinge. 1, nie net is hulle nie disipels van Jesus nie, maar 2, hulle weet nie wat dit is. Hulle weet nie wat dit beteken nie, want hulle dink om kategese te hê en sonnaarskool toe te gegaan het, jy weet, dit is nou wat dit is.
Jy lees jou Bybel gereeld, jy bid voor etes en probeer jou bes om nie kwaad te word vir die ANC nie. Nou is jy 'n disipel van Jesus. Dis nie waar nie. Jy sien. So die ek sou sê, wat my betref, is die groot probleem lê daar. Dit lê by daai eenvoudige kurrikulum wat God gegee het. En die rede hoekom dit nie gewild is, kom ek sê 'n laaste gedagte. Dis nie gewild om so toe te gaan. Die rede daarvoor is omdat dit kos te veel. Dit kos te veel. Dis te moeilik. En dit kos absolute openheid en opregtheid voor God. En dis 'n hoë prys om te betaal. Dit is baie makliker net om programme te bedryf. Jy weet, en dan weens die hoeveelheid van aktiwiteit die indruk te skep dat God hier besig is. Maar ons weet dis ook nie waar. Jy kan uitstekende programme dryf en baie mense betrek, beteken nie God is daar betrokke. So, ekskuus nou vir daai, maar ek wou dit net van my hart af kry. Dis 'n verskriklike belangrike plek om te begin. Voor ons kan praat oor disipels maak, moet ons eers die persoonlike vraag antwoord: is jy 'n disipel? Jy weet, staan jy onder die gesag van Christus? Is hy vir jou absoluut alles? Of is hy wat ook al nou die res? Nee, so, en dit klink so simpel, jy weet, dit klink so, hoe praat jy met predikante sulke goed? Natuurlik is dit, maar is nie te sê nie, is glad nie te sê. Dis wat my betref die beginplek. Mag ek iets vra? Ek skryf nou die aand iets op my foon en voor ek het deel, toe lees ek het weer en ek skrik toe ek sien wat ek skryf. My vrou is by 'n kerk Bybelstudiegroep vir seniors, maar daar's 'n ander, net daarna is daar 'n ander meer goeie Bybelskool en nou kompeteer hulle om al twee by te woon. En toe skryf ek die vraag: kan 'n ou nie te veel Bybelstudie doen en so besig geraak dat jy vir niks anders tyd het nie en jy hoor nie regtig die Bybel, die boodskap wat die Here Jesus vir jou wil sê vanmôre nie. Dis my sommer 'n gedagte. Ja, jy weet dat daai gedagte kom reguit uit die Bybel uit. Ek wil dit vir jou lees. Dit is nogals goed om dit te hoor. Ek wil dit net vir jou, laat ek dit net vinnig gekry. Ek dink dit is Johannes 5. Laat ek dit seker maak. Ekskuus, ek moet dit nou eers kry. So Johannes 5 vers, ek dink dit is 49, laat ek net seker maak. So jy gebruik daarom nog die Bybel. Ja, Johannes, waar is dit 39? Julle ondersoek die skrifte. Hoor hierso, Johannes 5 vers 39. Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die skrifte wat van my getuig en julle wil nie na my kom en die lewe hê nie. So jy weet, nou sal jy iets sê soos daai, dan dink ek ja. Jesus sê dit vir die Fariseërs. Hy sê julle is so pedanties in hoe julle die dinge ondersoek en dis 'n wonderlike ding. Maar julle mis waaroor die Bybel praat. En die Bybel praat oor my, sê Jesus, en julle kom nie na my toe nie. Maar julle is julle voel heel veilig en aantrek omdat julle so jy weet, so presies op julle Bybelstudies in die wat ook al nou is, nee, soos wat jy dit nou gesê het, maar jy mis wat God sê. So jy is baie belese in die letter, maar dit waarvan die letter praat, mis jy met jou hart en lewe heeltemal. So, dis 'n ou ding en dis baie aktueel vandag. Adrian, iets op jou hart? Jou mikrofoon aansit. Ekskuus. Ja, weet jy, wat ek net wil sê is, ek kan regtig identifiseer met wat Rickert sê.
Ek het nie net nou, toe ek myself voorgestel het, dit gesê nie. Ons het in 2004 die Here op ons harte ding gesit met Romeine 1 van vers 8 tot 12, waar Paulus sê hoe hy verlang het om die gelowiges te besoek en hulle te vermaan en te ondersteun en te versterk en deur hulle versterk te word en so meer. En op grond van dit het ons, baie van ons sendingreise gedoen en Dries Volskenk, wat nou by Children's Evangelist Fellowship is in Potchefstroom, het een keer by ons gemeente in Pietersburg besoek afgelê en ek het vir Dries gevra, Dries, as jy kan sê, en dit pas my nog by dit wat Rickert nou gedeel het ook in die begin, sou jy graag wou hê dat 'n gemeente julle moet ondersteun, of sou jy eerder wou hê dat hulle julle moet besoek om met julle fellowship te hê? Ek het nou nie die woorde gebruik soos wat Rickert dit nou sê, dat dit gaan oor Jesus, die gesprek, maar uiteraard is dit waaroor dit gaan. En Dries se woorde was net so gewees, weet julle wat, julle kan die geld by die huis los, kom besoek ons en wees saam met ons en dat ons saam kan fellowship en kan deel oor dit wat die Here met ons doen. So ek het regtig begrip daarvoor. Wat ek wil vra is, in hierdie goed wat Rickert nou gedeel het oor wat hulle ervaar het met hulle besoek in Afrika, en hy het 'n stukkie daaroor gepraat, oor die hartseer deel. Ek het so 'n hele klompie jare terug, seker 10 jaar terug, het ek eendag 'n stelling gemaak en ek het gesê, werkend hoe ons in die sending, hierdie gedagte van kruiskulturele sending, as jy nie kruiskultureel kan inskakel, jy weet daai ding wat Paulus praat van, ek moet vir die Romeine 'n Romein word en so meer en so meer. Maar ons het hierdie ding van, weet jy, hierdie is 'n Shangaan kultuur, of hierdie is 'n Tsonga kultuur, of 'n Sotho kultuur, en dis 'n Afrikaner kultuur. Dis totaal onwaar. Ek weet nie waar ons daarin kom nie, want dit gaan oor 'n Christus kultuur of 'n heidense kultuur. Ek meen, ek kan ons nou nie 'n verskil maak nie, want ek het gelowige Chinese wat ek ken. Ek het gelowige Shangaans wat ek ken. En hulle almal het 'n gemeenskaplike faktor in hulle optrede, hoe hulle optree, soos Rickert ook gesê het, as 'n disipel. En dis vir my die kern, en dit is wat ek ervaar op die oomblik in Tanzanië en in Kenia, waar ek met 'n klomp mense sit, en dis my vraag wat ek nou vir Rickert wil gee, ekskuus, ek het nou 'n klomp goed gesê voor die tyd, is, ek het in die afgelope jaar, wat ons nou ook in daai twee lande betrokke is, het ek tot die besef gekom, hier is verskriklike mooi kinders van die Here, maar daar's geen verantwoordbaarheid. Nou wil ons gesprek is hopeloos te kort om al die goed nou aan te spreek, en ek sou graag, ek was daar, ek het hulle gaan besoek, en ek het regtig probeer om terug te sit en te hoor wat in hulle harte is, maar hulle is lief vir die Here, en hulle wil almal help rondom hulle, maar daar's geen verantwoordbaarheid nie, en dit gaan nie net oor finansies nie, ook oor dit wat ek doen in die naam van die Here. Hoe maak ons daarmee? Want dit is 'n uitdaging. Ek regtig waar, jy weet, dis amper soos wat ek dink Johan het gesê, ek kan saam met jou oor die Here praat, maar op die einde van die dag moet my verantwoordbaarheid daarbey aanpas. Want as ek as 'n disipel nie ook in my hantering van my vrye tyd, of my gesprek met my vrou, of met my finansies, of wat ook al, as ek nie daarin verantwoordbaar is nie, dan val hierdie ander deel wat ek dan nou sê, ek saam met Jesus loop. Ek hoop ek maak sin in dit wat ek sê. Ekskuus Rickert, ek het nou 'n klomp goed gesê. Ja, maar Adrian, wat is jou antwoord op jou eie vraag?
Nee, ek het 'n bekommernis oor die persoon se pad met die Here. Want as sy gesprek met sy vrou of sy verantwoordbaarheid ten opsigte van finansies of sy werking met medegelowiges nie ooreenstem met dit wat ons pad met die Here is nie, dan het ek vra, want dan val die goed nie vir my bymekaar nie. Ek weet nie of dit jou antwoord nie. Ja, nee, jy sê dit, kyk, dis die mees basiese van die Christen gemeenskap, verbondenheid aan Christus, is dat dit nie net in woorde bestaan nie, maar dat dit in die praktyk so. En Paulus is geboeid as hy skrywe, jy weet, enige van die apostels, as hulle die leringe van Christus en die persoon, die waarheid van Christus aan die gemeentes deurgee, kan jy sien, hulle aan die voorbeelde, die situasies wat hulle aanspreek, dat hulle verstaan, hierdie is nie net om al jou teorie agter mekaar te kry, jy weet, all your I's dotted and T's crossed nie. Hierdie is die toepassing, dis die seun, luister na hom. So hoe lyk dit om te luister na Jesus in hierdie situasie? Verstaan? Hulle leer nie, daar was nie net blote morele instruksie, jy weet, 'n goeie Christen doen dit nie. Jy weet, dit beteken zilch, wat my betref beteken dit niks. Maar dis die koppeling aan Christus om onder die gesag van Christus te staan. Ons is ver meer geboeid dat die mense moet onder die gesag van die kerk staan, soos ons dit sien, as onder die gesag van Christus. Ja. Jy weet, daai goed, jy kan sien, dit gaan mense net heeltemal verby. Maar hoe lyk dit as jy 'n disipel van Jesus is, daar waar jy bly, met die situasies waarmee jy gekonfronteer is, hoe staan jy onder Jesus se gesag wat jou buurman betref? Nou, as jy Paulus se briewe gaan lees, en Petrus is ook sterk, dan vertel hy hulle, en hy vertel hulle nie die goed wat hulle wil hoor nie, hy vertel hulle die waarheid, soos byvoorbeeld, hy sal sê, vrees God, eer die koning. En dan praat hy van die keiser. Jy weet wat die ouens vir die leeu's gooi in die arena. Jy weet, niemand wil dit hoor nie. Daai ou se piesang daar op die, jy weet, in Rome. En dan, weet, maar hy sal sê, die gesag van God dikteer dit. Ek gaan nou net sê laaste woord op dit. En ek sê net my belewenis, sê nie dit is nou die algemene waarheid nie, ek sê vanuit my persepsie, ons sal mense van liefde leer. Nee, kom ons vat dit as 'n voorbeeld. Die welbekende 1 Korintiërs 13, al sou ek die gawes van mense, jy weet, die tale van mense in Engels spreek en ek weet nie. Maar ons leer hulle nie dat dis hoe gehoorsaamheid lyk aan Jesus, want die hooftema is om hom te ken en te doen wat hy sê. Dis waaroor alles gaan, dis God se agenda. Maar so ons leer hulle liefde uit 'n morele hoek. Jy weet, wees nou geduldig, kom aan ouens, kom ons probeer meer geduldig wees. Jy weet, en maak 'n paar voorbeelde en almal lag en ons voel, ja, nee, die dominee het my nou vreeslik geïnspireer vandag en ek gaan nou harder probeer geduldig wees. Maar ons het die hele punt gemis. Die punt was, case in point, die punt was, hoe lyk dit om jou hart te buig onder die gesag van Jesus? Want dit het implikasies teenoor die mense om jou. Jy kan nie sê, jy buig jou hart onder die gesag van Jesus, maar jy hanteer hy ou soos 'n piesang. Nee, as sommer net 'n banale voorbeeld. So, daai tipe van goed, as ons nou, want ons was baie in die villages, jy weet, ons was in dorpe baie, maar baie in die villages, omdat dit is wat ons baie van hou. As jy by die villages kom, hoor hierso, jy kry natuurlik die afwesigheid van kennis, waaroor dit regtig gaan, maar jy ontdek ook mense, eenvoudige mense, van hulle kan nie eers lees of skryf, maar hulle het 'n waarlike ontmoeting met Jesus. Amen. En hulle staan waarlik onder sy gesag, maar hulle kan nie met jou saampraat in die vlak van teoretiese kennis wat jy het. Maar hulle is waarlik by Jesus en dalk jou met al die kennis ver vooruit. Want hulle is waarlik by die Here Jesus.
So ja, so ek skus al hierdie goed herhaal ek nou, maar dis baie makliker om kerklidmate te werf as disciples van Jesus. En ons sê ons maak disciples, maar ons jok meestal ons maak lidmate. Nee, en daai skuif moet ons en dit is nie 'n groot majestueuse skuif nie, maar dit is 'n revolusie. Jy sien, in 'n ou se hand. Ja, baie dankie. Ek wil graag Johan, jy het vir ons op die groepie 'n boekie gedeel, Life Questions, What are the Commands of Christ? En The Heart of the Great Commission. Maar hierdie boekie het my vanoggend geweldig aangegryp toe ek so vinnig deurop gaan. Ek gaan die boekie graag op hierdie video description box deel. Ons tydjie loop nou so 'n bietjie na lank toe. So Johan, het jy nog 'n laaste woord? Ja, baie dankie Chris, baie dankie Riekert. Nee, ek verstaan Riekert, daarom het ek die embleem op my kar geseteer, want dis waar ons moet begin. Al wat ek oordra is dat die Kongo is geweldig gestruktureerd omdat die ekonomie korrup is en die kerk probeer oorleef en daarom gryp die kerk na strukture en projekte en geld. Al wat ek daar iets vir myself vra is nou moet ek begin by disipelskap en disipels maak. En dan moet ek die ouens so ver kry om bereid te wees om na die villages toe te gaan en dieselfde daar te doen wat hulle op hierdie stadium nie bereid is om te doen nie, want dit gaan oor die struktuur en die geld. Dis maar 'n uitdaging wat ek in die oë moet kyk. 'n plek soos Mosambiek of Botswana of so aan kan jy nog by mense gaan sit en jy kan 'n persoonlike gesprek voer want daar's genoeg stabiliteit in die land of in dele van die land. Maar die Kongo is brutaal. So ek dankie Riekert, nie sonder jou insig. Ek het nou vanaf sommer gegoogel ook en 2-3 opsommings van wat is dit om 'n disipel te wees, het ek so vinnig gemerk dat ek kan teruggaan daarna toe. Maar dankie vir julle tyd. Ja, ek wil net sê by dit Johan, daar is natuurlik hordes goed wat 'n mens moet vat rustig en dit deurpraat stukkie vir stukkie. Jy weet, so hierdie was sommer net 'n vinnige, jy spring hier, spring daar en raak in hierdie ding en daai ding, maar daar's baie goed om oor te praat. Ek wil net vra eerder, ken julle die organisasie FCE? Ken. Ja. Van Niels de Jager. Ja. Nou, Niels de Jager, ek het toe ons net onder die Suid-Sudanese grens kom, toe kom ek op 'n span mense daar af, wat besig is om mense uit die Kongo, die ooste van die Kongo, en die suide van Sudan, te disipel. Ja, julle. Nou, julle wat nou daar, wat gemoeid is met daai mense, daai wêrelddele, verstaan nou 100%. Nee, is ek nou, jy weet, daai mense wat uit Suid-Sudan en die ooste van die Kongo uitkom. Jy weet, dis net 'n ander ballgame daai. Jy weet, en dan wat hulle daar doen. Ja, dit was iets om te sien. Ek was aangenaam in my siel en aangenaam verras. Ja, so daar's mense wat regtig op, jy weet, grondvlak met mense, maar die manier, Johan, jy het nou daaroor gevra, so kom ek sê dit nou maar net, die strategie wat hulle nou het. So hulle het in Uganda, het hulle 'n plek waar hulle hierdie mense trek, want hulle kan nie soontoe gaan nie. Dis makliker vir hulle om hiernatoe te kom. Maar dis moeilik vir hulle om suidelike Afrika toe te kom, want hulle kry nie visums, die ouens uit die DRC en die Kongo, en Sudan. En dan kry hulle toe 'n basis in Uganda, en die ouens kom soontoe, en dan stap hulle daar, hulle bly daar vir 3 maande, of so. En dan stap hulle met daai ouens 'n pad. Maar dit was net vir my 'n verligting om te sien dat hoe deeglik en hoe hulle die ouens se siele raak. En julle wat nou al met daai mense gewerk het, verstaan, jy weet, om 'n ou se siel te raak is glad nie so maklik nie. Want daar's soveel filters en goeters, dinge, en jy weet, praat nou maar van net kruiskulturele en weet, daar's hordes goeters waarmee jy moet worstel om eers daar uit te kom. Maar dit was regtig my goed. So as julle ken hulle, as julle hulle nie ken nie, hulle hoofbasis is hierso in Pringle Bay.
Maar ja, dit was so, daar is definitief mense wat dit baie goed reg kry. Hoor, regtig, wat hy ook kan meer gesprekke hê. Prys die Here, kan ek nou op hierdie stadium sê. Hierdie gesprek was baie kosbaar. Baie dankie. Rikus, kan jy asseblief vir my 'n bietjie hoop gee dat ek verkeerd is? Dat daar werklik wonderlike koninkrykswerk gebeur in ons omgewing, in ons land, in Afrika en dan in die groter onbereikte dele, of het ek 'n bekommernis? Nee, Chris, jou bekommernis is geldig. Ja, dis geldig. Jy kyk nie mis. Jy kyk nie die bekommernis mis. Maar wat ek vir jou iets wil vertel. Want ek gaan dit nou in die hand doen van 'n voorbeeld hier plaaslik, hoor. Want nou vir 'n hele paar jaar volg ek nou gesprekke wat gaan nou oor die nuwe geslagte, jy weet die jong kinders wat nou studente is in die wêreld, in die eerste wêreldlande, Europa, Amerika, jy weet en so aan, Suid-Afrika self. En die tipe filosofie en denkerigtings waaraan hulle blootgestel word en die effek wat hulle het en hoe dit, jy weet, hierdie jong mense in die geheel, en masse, hulle net insluk. So dan, ek sal nou kyk na aanbiedings by universiteite en debatte wat gevoer word en die goed wat gesê word. En hoe hierdie jong mense regtig die snert wat hulle ingekry het, glo dit. Hulle hou vas daaraan en hoe absurd dit ook al is. So my blootstelling aan dit het my toe 'n baie negatiewe begrip gegee van hierdie jong geslagte. Jy praat van die snowflake geslagte. En ek het net besef, maar daar's, jy weet, hierdie mense hulle is net, dis 'n hele geslag wat net ingesluk word. En ek kry 'n uitnodiging hier by Wortelgat, nou net hier aan die ander kant, ons is 'n kampterrein, fantastiese kampterrein. En 'n jong meisie kom hier aan. Sy sê, maar kan ek nie, hulle het 'n kamp, jongmens kamp, kan ek nie net een sessie doen daar by hulle? En ek sê toe, ja, ek en Pippa, ry sommer die dag uit, gaan so toe. Maar dat nou ouens voor my ook nou bedien, maar ek weet nie wat het hulle bedien nie, maar daar was nou ouens voor my, daar sal ouens na my wees, ek het nou die sessie so, ek gaan praat nou daar. Jong, en ek praat die sessie, maar ek besluit sommer voor die tyd, Chris, ek besluit sommer voor die tyd, nee wat, hierdie gaan vrugteloos wees. Ja, dit is 'n stupid ding om te doen, maar ek het dit gedoen. Ek besluit sommer net, nee wat, hierdie is 'n klomp snowflakes en jy weet, alles wat ek gaan sê, gaan net dit pas, dis net dis net, gaan net nie hulle ore streel nie en dit gaan nie in hulle harte sak nie. So ek praat toe my praat daar en ek het my ou houdingkie wat ek nou maar het hier heimlik in my hart. En toe ek klaar is, hier kom twee van die meisies na my toe, maar hulle is so half, hulle is kaalvoete en hulle lyk so hippierig of so. Jy weet, hulle speel so in 'n ou se vooropgestelde idee speel hulle in. En daai twee begin met my praat. Hulle sê vir my, oom, hulle begin met my die woord praat. Julle, ek wil nou net sê, ek bekeer net daar op die plek. Om net te sê, Here Jesus, ek was daar 'n milie. Nee, wat ek sien oor hierdie jong geslagte is waar, maar ek het die werk van God onder hulle gemis. Ja. En dit het alles verander. Nou, van toe af, dan soek ek. En weet jy, die goed wat ek ontdek, Chris, is verbasend. Nee, jy sien, dan dink jy, maar ek kan, niemand praat hier oor nie. Niemand sê iets hiervan nie. Jy kan nêrens 'n YouTube video kry wat vir jou daarvan, maar wat gebeur in die harte van hierdie mense is goddelik en bonatuurlik en die fondasie wat hulle het. Ek kon dit nie glo nie. Hulle ken die skrifte en hulle glo die skrifte en hulle volg Jesus met hulle hele hart. So ek wil jou op daai manier hoop gee om te sê
Daar is 'n massale verval in die wêreld. Dit is so. En ook op die kerkfront, en ons hoef nie eers daaroor iets te sê nie, ons is heeltemal ingelig. Afrika, 'n groot deel is net 'n slagting. Ook op die kerkfront. Maar dis nie al prentjie. Daar is ook God se prentjie. En wanneer jy dit begin raak sien, dan spring jou siel. Prys die Here. Baie dankie. Johan, wil jy iets daar? Ek kan nie lees wat jy sê nie, sê gou. Nee, ek het net gesê dat ek dankie manne van God, ek gaan weer na disipelskap kyk. Ek het sommer net dat dit daar op die rekord is. Ja, sê, dankie. Baie dankie broers, dankie Riekert. Ek sal graag hierdie video 'n bietjie verder deel. Ja, dit bly dit genade as ons die Here Jesus ontmoet het en om vir hom te bly lewe in hierdie baie onseker deur mekaar wêreld. Hy is die koning, die enigste een, die oorwinnaar, en hy kom terug. En elke knie sal buig, en elke tong sal hom bely. Dit is vir my so troosvol. Amen. Ja, Chris, dis die manier om hierdie gesprek af te sluit. Ja, dit was so kosbaar. Dankie vir dit. Bruce. Dankie Adrian en Johan ook. Waardeer. Seën Dankie, vir julle, mooi dag vir dankie. julle. Seën, groete.